Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou ons leef almal met 'n innerlike horlosie of 'n kalender. Teen 'n sekere ouderdom dink ons moet jy sekere dinge al bereik het. Teen 'n sekere tyd moes dinge al anders uitgewerk het vir jou. En wanneer dit nie gebeur nie, sê ons stilweg vir onsself, wel, dis nou maar hoe dit is. My lewe gaan nooit verander nie en ek is klaar met wat ek kan aanpak. Maar die Bybel werk nie met horlosies en kalenders nie. God werk met kompasse. En daar is 'n Bybelstorie wat ons meestal mis, nie omdat dit ingewikkeld is nie, maar omdat dit stil vertel word. Die storie van Abraham. En ons ken hom as die vader van geloof en van 'n groot nageslag, die man van beloftes, die man van Sara en die pa van Isak. Maar min mense weet dat Abraham was 140 jaar oud toe hy weer trou, 3 jaar nadat Sara dood is. En toe begin God weer met Abraham. Die Bybel sê dit amper terloops. In Genesis 25 lees ons dat Abraham het weer 'n vrou geneem en haar naam was Ketura. Geen drama nie, geen verduideliking nie, net God is nog nie klaar nie. En dis waar hierdie storie ons baie keer ongemaklik kan maak. Want ons hou daarvan om te glo dat sekere seisoene in ons lewe dalk verby is. Sekere deure is vir altyd toe. Sekere hoofstukke is klaar geskryf. Maar God se kompas werk nie terug nie. Die wêreld sê dalk vir jou, jy is te oud, jy is te laat of jy het jou kans gemis. God sê niks daarvan nie. Hy doen net iets onverwags. Nou Abraham was oud en hy het rou in sy hart gedra oor Sara. Sy liggaam was biologies dalk onmoontlik om nog kinders te verwek en sy hart was waarskynlik moeg geweest. En tog sê God nie vir hom, rus nou maar nie. God sê eerder deur sy optrede, sê hy vir hom, ek is nie klaar met jou nie. Sielkundiges bevestig dit baie interessant, dat mense raak nie oud van werk nie, hulle raak oud van die idee dat daar niks meer is om na uit te sien nie. En dis presies waar God se nuwe beginne gebeur. Abraham het God se belofte reg gehoor van 'n groot nageslag, maar nie volledig verstaan nie. Hy het gedink dat Isak daardie belofte is, maar God het gedink, Isak is een vervulling. Ismael, die volgende seun wat gebore is, was nie 'n fout nie, en Ketura was nie 'n nagedagte of 'n onderskrif nie. Sy het 6 seuns gebaar vir Abraham, wat 6 nasies geword het. En hulle trek ooswaarts al die kinders en hulle bou handelsroetes en hulle bring wysheid, speel rolle in die Bybel waarvan ons skaars bewus is. As ons praat van die Midianiete, dan is Moses se skoonpa iemand wat van daar af kom. En die mense van Skeba, die koningin wat Salomo besoek het met wysheid, ook deel van daardie afstammeling. Wat as wat jy dink die enigste manier is, net een tak van God se boom is? Ons sien een pad, maar God sien 'n landskap. En dan is daar Ketura self. Sy kry net 11 woorde in die Bybel. Geen agtergrond nie, geen status nie, geen stem nie, geen CV nie. En tog, nasies, generasies en eeue se invloed kom deur haar. Nou ons leef in 'n wêreld van sigbaarheid. As niemand jou sien nie, voel dit asof jy nie tel nie. Maar God meet anders. God meet nie impak aan bekendheid nie. Hy meet dit aan getrouheid. Jy hoef nie beroemd te wees om betekenisvol te wees nie. Jy hoef nie gesiene te wees om gehoorsaam te wees nie. Jy hoef nie jonk te wees vir nuwe uitdagings nie. Die grootste werk van God gebeur dikwels waar niemand kyk nie. En nou kom die kernvraag. Maak jy dalk te gou klaar in jou lewe of maak jy goed klaar? Om vinnig klaar te maak met jou lewe is om te sê ek het my deel gedoen. Laat die jong geslag oorneem, ek trek terug. Om goed klaar te maak, sê jy eintlik, Here, ek is nog beskikbaar. Al verstaan ek nie, al lyk dit en voel dit vir my onmoontlik. Abraham het nie net oud geword nie, hy het voltooi. En daar's 'n gedeelte in die Bybel wat ook sê, hy het versadig dood gegaan. Eksistensiële wysheid sê, sin lê nie in hoe lank jy leef nie, maar hoe oop jy is en bly vir betekenis. Miskien sit jy vandag en dink, dis te laat vir my, daai droom is verby, ek het te veel verloor al. En die verhaal van Abraham en Ketura staan daar nie om jou te skel nie, maar om sagkens vir jou te fluister en te sê, God is nog nie klaar met jou nie. Nie omdat alles gaan maklik wees nie, nie omdat alles weer reg gaan lyk nie, maar omdat God se kompas nie jou horlosie of jou kalender volg nie. En soms begin die belangrikste hoofstuk, juis wanneer jy gedink het, die boek van jou lewe is toe en klaar geskryf. So tot ons weer saam stap, ek hoop jy het 'n wonderlike dag en mooi loop.